Môre julle, wat gaan goed met julle vandag? Ek wil net vanoggend so 'n bietjie met julle kom deel. Die Here het op my hart gelê, net vir julle te vertel waar Saadjies van Hoop gebore is. Want ek dink dit was 'n geestelike geboorte gewees. As jy gaan kyk in die woord van God, dat daar word gepraat van 'n saadjie wat in die grond val, moet eers doodgaan voordat dit kan begin leef. En dit is wat met ons as kinders van God ook gebeur. Ons moet sterf tot die self, sodat dit alles op die einde van die dag net oor Jesus gaan. Romeine 12 vers 1 stel dit so mooi, stel jouself as heilige offer, en dit is daai saad. En ek het dit nooit voorheen geweet, as jy dit vir my 10 jaar terug gesê het, so ek verstaan wat jy gesê het, he. Maar ja, gryp ek op die koffie en ek vertel julle gou vinnig 'n bietjie van wat aangaan. Ek het myne by my, en daar altyd jy kan met Jesus het. Het is net 'n herinnering om te weet, het maak nie saak waartoe jy gaan nie. Jesus het ook daardeur gegaan, so ons kan ook. En hy het die oorwinning behaal, so ons het dit ook reeds behaal. Of voel dit op die oomblik so nie. Okay, Saadjies van Hoop. En dit begin op 'n tyd waar ek kom met 'n agtergrond van baie lang depressie en angs en paniekaanvalle, en die wat my goed ken, weet waar ek was en waar ek nou is, en dis alles net die genade van die Here. Ons prys en loof en eer sy naam vir dit. Ek het in 2018, nadat ek my hart op 14 Oktober 2014 vir die Here gegee, en in 'n oomblik het hy my verlos van soveel duisternis in my gedagtes, en ek het die lig gesien. Maar om uit die duisternis uit te bly, vat hernuwing van gedagtes en gemoed, en dit is wat die Here vir my begin leer het. En soos die tyd aangaan, sal ek dit graag met julle wil deel. En hy het vir my gesê, dit is my plan positief oefenprogram. So, het gaan nog 'n tydjie vat as julle dit saam met my wil kyk en gesels daaroor, en ja, met die tyd. Maar ek wil eers vir julle sê waar hierdie Saadjies van Hoop begin het. Okay. In 2018 het ek al 'n tydjie pad met die Here gestap. Ek was besig om te groei as kind van God, geestelike groei. En daar het 'n tyd gekom wat ons baie goeie vriende van ons, mense soos met skooldames, dryf ons, nie, ek sal sê dryf uit mekaar uit nie, maar die gaan aan met jou lewe, en ons het weggetrek uit die wêreld uit waar ons gewoonlik gebly het, en ons nou in Oudtshoorn, Suid-Afrika is, al vir 25 jaar. Ek het so gegroei op my. Ek sê altyd ek het gehuil toe ek hiernatoe moet trek, nou sal ek uit dit moet weggaan. En ja, so een naweek, dit was Paasnaweek gewees, nogal in 2018, en in dieselfde tyd was die KAK&K, die kunstefees aangewees, en goeie vriende van ons het ons genader, want hulle wil graag vir die eerste keer na die KAK&K toe kom, en ek kon nie akkommodasie kry nie, want kyk, as jy nie vroegtydig by die KAK&K bespreek het nie, veral nie daai tyd nie, dan het jy nie blyplek gekry nie. Ons sê toe ja, ons sien so uit daarna, want ons het hulle lanklaas gesien, en hulle kuier by ons, en hulle is lekker, dit was 'n regtig lekker kuier gewees. En die maandagoggend is hulle weg, die woensdagoggend, ek dink, ek praat nou absoluut onder korreksie, ek dink dit was die woensdagoggend, gaan ek op Facebook, net so vinnig voor my dag begin, en die volgende oomblik kom dit op, rus en vrede met sy naam, maar die kort kom al boodskapies op, en ek kon dit nie verstaan nie, en ek is geskok, en ek probeer sy vrou in die hande kry, en die foon lyn net. Later bel sy suster my terug op sy vrou se foon, en sy vertel my toe dat hy die vorige nag sy eie lewe geneem het. En dit was so groot skok, ek het so gehuil, want daai naweek was daar geen teken van enige depressie nie, alles was so gelukkig en net wonderlik gewees. En ek het die Here gevra na die tyd, Here, hoekom het U dan nie vir ons iets gewys omtrent dit nie? En hy het vir my gesê, dis nie vir jou om te weet op daai oomblik nie. En ja, dit was baie hartseer, en net so tydjie daarna toe gebeur het ook dat 'n familielid van ons se stiefseun, 14 jaar oud, toe probeer hy ook sy eie lewe neem. Ons prys die Here dat die Here hom gered het, dat hy vandag nog met ons is. En maar dit het my laat dink dat daar so baie mense daar buite wat nie hoop meer het nie, wat net nie meer hier wil wees nie. En toe vra ek vir die Here, ek sê, Here, ek wil so graag vir mense hoop bring daar buite, want my lewe het verander die dag toe ek weer hoop begin kry het vir 'n beter môre, want ek het vir U ontmoet wat die hoop is, ons anker. En so het ek gevra, en ek het
een aand 'n stuk van my getuienis geskryf en dit op 'n sosiale media blad gedeel en daar word die post afgekeur. En ek is soos, Here, maar ek wil nou net vir mense vertel wat U vir my gedoen het. En ek sê, Here, help my asseblief. Ek wil die boodskap deel, maar op 'n manier dat alle mense dit kan verstaan, want dit moet so eenvoudig wees dat dit van 'n kind tot 'n groot mens, ou mens, enige iemand moet dit kan verstaan. En ja, toe het ek bly bid en bly vra, kry niks, die stilte, maar ek het nie opgehou nie. En een Sondagoggend in die kerk, terwyl ek besig om te prys en worship, toe vra ek weer vir die Here, asseblief, ek wil die woord uitdra, ek wil vir mense hoop bring op buite. Help my asseblief. En soos later by die huis kom, sê ek vir my man lief, ek het kans gegee, ek gaan nou met middagete begin, ek wil net gou vinnig iets gaan doen in die kamer. Ek gryp sommer my foon en op die notas app, dis asof net dit nie my eie vingers is wat begin tik het. En daar waar die eerste saadjies van hoop gebore. En ek kan vandag in alle eerlikheid sê, dat ek weet dat dit nie ek is nie, maar dat dit alle eer aan die Here. Want ek sê altyd vir mense as ek met hulle praat, ek kon nie eens 'n ordentlike opstel op skool skryf nie. My punte was nou nie fantasties met my opstelle nie. En dis hoekom ek weet dat dit die Here is, want alle eer aan hom is al wat ek kan sê. Maar in elk geval, so het saadjies van hoop elke dag gegroei en ek het nooit my naam bygesit wat ek geskryf en gedeel het op sosiale media nie, want dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor Jesus en wat hy gedoen het en wil doen in ander mense se lewens. En op daai stadium, toe kontak 'n vriendin my eendag en sy sê vir my, Mariska, wil jy nie jou naam bysit nie? Ek wil dit nie deel met ander en dan dink hulle dis ek wat dit geskryf het nie. En ek maak dit so, maar ek voel baie teensinnig want ek wil nie hê die mense moet weet dis ek wat dit geskryf het nie. En want ek wil nie hê dit moet na my toe wys, dit moet na Jesus toe wys. Maar in elk geval, ek doen dit toe, en soos wat ek dit toe begin deel met my naam by, begin mense vir my sê, maar ek moet dit in boekvorm uitgee. Ek sê nee, die Here het nog nie vir my gesê wat ek moet doen verder nie, ek staan vas. En in 2020 van alle tye, tydens die pandemie, hard lockdown, sê die Here vir my, dis tyd. En met geloof soos 'n kind, dus begin ek toe uitreik na self-publiseerders, self-publishing companies, en dit gaan toe net van daar af. En so het dit begin, en het is nou by saadjies van hoop 6. Tussendeur het daar ander boeke ook bygekom, soos van Asook tot oorwinning, Hartsaak in lockdown tyd was die eerste een. Die volgende een is deur die lens van God se liefde. Toe is dit die flippie tegniek, van die duisternis in jou gedagtes tot oorwinning in God. Okay, ek net gou dink. Die vierde een was agter die masker. Soos wat my vriend, wat sy lewe geneem het, agter 'n masker geskuil het, en niemand geweet het wat werklik aangaan nie. En toe is dit voetspore, saadjies van hoop 5, daarna is dit gewees, ek het my hart vir God gegee, wat nou? Dit is meer 'n Bybelstudie, innerlike genesing, geestelike groeiboek, praktiese maniere om dit toe te pas in jou lewe. En toe nou onlangs een van my absolute gunstelinge, want dit is gebore uit 'n baie moeilike tyd met 'n baie groot getuienis toe my man kanker gekry het. Saadjies van hoop op 'n vreemde pad van geloof. Hierdie is my boek wat nou onlangs in Julie uitgekom het in 2025. En dit vertel die pad wat die Here met ons gestap het in die proses wat my man nierkanker gekry het en wat die Here kom doen het in daai tyd. Maar in elk geval, ek wil vandag vir sê, as jy jou hart oopmaak en vir die Here vra, jy wil sy evangelie verkondig, jy wil hoop bring vir ander mense, dat hy sal jou antwoord. Want die woord sê, gaan uit, maak disippels van al die nasies, doop hulle, maar ons moet leer ook. 'n disipel is iemand wat leer. En dan saadjies van hoop is ook 'n boeke wat jou geestelik laat groei. En hierdie is absoluut nie 'n promosie vir my boeke nie. Dis om vir jou te sê dat wanneer jy draai na Jesus toe, jy nooit weer hoop sal verloor nie. En ek wil dit hê vir almal daar buite. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. En ons hoef nie sonder hoop te leef nie. En onthou altyd, jy kan, want Jesus het. Blessings in Jesus liefde. Goeiemôre julle. Ek gaan